is aan vir enige iemand wat gereed is om heelheid met doelgerigtheid te lewe. Och, dis mooi. Mariaan, goeiemôre, so lekker dat jy by my kuier. Hallo Leomi, dankie om hier te wees. Oh, wonderlik, wonderlik. Ek is so bly jy's hier. Nou, ons gaan die volgende 12 weke verskillende stappe vir jou gee om daai heelheid en doelgerigtheid elke dag te leef. As jy sommer net so inleidend en breedweg vir my kan sê, wat gaan ons hierdie volgende 12 weke in Leef Gesond bespreek? Wel, met Switch on to Life, dit is nou die verhaal wat uit my borrel. Ja. Dit is 'n reis van groei, sodat jy duideliker, ligter en met meer selfvertroue kan lewe. En ons gaan 12 praktiese sessies mos hê, nee? Ja. En daarin gaan ons leer hoe om jouself los te maak van limiterende gedagtes en om ons emosies beter te hanteer en om gesonde grense te bou en volgens jou kernwaardes en lewensdoel te lewe. So ons gaan jou bemagtig en jy kry eenvoudige, kragtige hulpmiddels om jou identiteit te versterk, om jou verhoudings te verdiep en met oorgawe en rigting te lewe. Dit is die passie. Jo, nou ek weet dis baie luisteraars wat sê, Oumi, this is what I've been waiting for. Opgewonde om saam met ons te gaan op hierdie reis van ontdekking, om regtig vir doelgerig en heel te lewe. Dit is vir my so mooi. Ek is so passievol oor hierdie temas wat jy bespreek en ek weet ek self gaan ook baie leer. So Mariaan, baie dankie. En vandag begin ons sommer met ons eerste tema. Ons gesels oor woorde van waarde. Ontdek jou identiteit en ontbloot jou sterkpunte. Mariaan, waar begin ons met dit? Wel ja, ons almal is maar so gereeld, so oorweldig in die lewe waarin ons lewe, nê? En so gereeld kan ons in 'n kring van selftwyfel beland. En regtig net nie goed genoeg voel nie. Maak nie saak hoe hard ons probeer nie. Daai selfkritikus is net die hele tyd besig om met ons te praat, nê? Self-talk, soos wat hulle dit noem, nê? Maar ek is bereid en van kragte om vir jou goeie nuus te bring. En die woorde wat ons oor onsself spreek, bou ons identiteit. Yes. En vandag wil ek seker maak, en spesifiek ook met volgende week se sessie, so ons breek dit op in 2 dele, wil ons seker maak dat daardie woorde lewe spreek. Amen. En niks anders as lewe nie. En ons wil dit vir onsself doen, hè? Want in die woord staan in Psalm 139 en in Jeremia 29, we are fearfully and wonderfully made, with a plan and a purpose. Yes. En vir vol hoop en 'n toekoms. Jy is nie net besig om deur die lewe te dryf nie. Jy is gevorm met bedoeling vir 'n betekenisvolle lewe. So hoe leef ons dan volgens hierdie waarheid? Ons almal voel, hier is ons nou, en ons hoor, maar ons kan daar wees. Ons kan in daai volheid en daai waarheid, daai hoop en daai toekoms lewe, maar nou is hier 'n gaping. So hoekom is daar? In Filippense 4 vers 4-9 wys ons die pad. Dis 'n paadjie, maar 'n pad om te stap, nee? Dis kom ek gesê Switch on to Life is 'n reis. Yes. Maar Filippense gee vir ons 'n lekker rigwysing. Dit sê in Filippense 4 vers 4-9, dit sê moenie angstig wees nie. Gee jou bekommernisse oor aan God. Dis die eerste stap. Dit is 'n nederige beseffing dat Here help my. Ek gaan nou saam met U handvat in hierdie pad stap. En dan sê dit in Filippense 4 hoe ons daai pad dan moet stap. Ons moet fokus op wat waar is, wat goed is, wat mooi is en lofwaardig is. So laat jou denke en jou hart vol word van dit wat lewe gee. En dan elke klein skuif in jou gedagte help jou dan om daar te kom. Help jou om daai identiteit te versterk en op die waarheid te bou. So ek wil jou nou vra, wat sê jy gereeld oor jouself? Bou jou woorde jou op of breek dit baie keer af? En nog 'n vraag, eintlik nogal belangrik, wat spreek ons gereeld oor ons geliefdes? Oor jou kinders, oor jou huweliksmaat, oor jou vriende, oor jou familie, oor jou kollegas. Bou jou woorde hulle op of breek dit ook maar 'n bietjie af baie keer? Want ons het geleenthede om elke dag mense se ingesteldheid en gemoed op te bou. Want dit wat ons brein herhaaldelik hoor, dit gaan hy begin glo. Ons kan oortuiging skuif deur dit wat ons hoor herhaaldelik spreek oor onsself en oor ander. Ons kan oortuiging skuif met die woorde wat ons spreek. Is so kragtig. So hoe werk dit prakties? So ek wil nou vir julle 3 tips gee van vanoggend. Ek wil net vinnig dat ons denke ondersoek. 1, in 'n gewoonte kom om ons denke te ondersoek. En dan wil ons iets interessants soos persoonlikheidsprofiel gebruik om ons sterkpunte uit te haal wat
wat woorde van verklaringe kan raak oor onsself en dan ons waardes, om ons waardes te ontdek wat woorde van verklaringe kan wees. So dit is die plannetjie vir nou. Maar so nommer 1, om ons denke te ondersoek, ons wil bewus raak, so raak bewus van wat jy dink. Sit woorde aan jou gedagtes en versorg dit. Kies wat waar en goed is. Belyn jou denke met jou waarde en jou doel. So dis kom met 'n reis is. Onthou, jou waarde is wie jy is. Dis alreeds, jy is geskape, fearfully, wonderfully made. Already good enough, that's your worth. En dan het jy 'n doel op hierdie aarde, hoekom jy hier is. En dit is die hoop en die toekoms wat Jeremia van praat. So, jy is nie net jou prestasies nie. Jy is al reeds genoeg, soos die skrif vir ons nou gesê het. En ons moet dit oor onsself spreek, anders dan gaan ons sukkel om met oortuiging te lewe, nee, met intentionele oortuiging. So, wanneer daai belyning tussen wie jy is en hoekom jy hier is, reg is, leef jy nie net suksesvol nie, jy leef betekenisvol. So probeer dit, stop gou en herformuleer vir my een negatiewe gedagte wat jy dalk nou net gedink het in iets wat waar en vol hoop is. Byvoorbeeld, jy mag dalk nou gesê het, ek is oorweldig, ek kan nie. Wat van dit herformuleer en sê, maar ek leer om prioriteite te stel en ek is vaardig om nou hier deur te druk. Dis mooi. Voel jy die verskil? Nee, klein aanpassings in jou woorde is groot verskywings in ons wêreld. So daarom beweeg ons dan nou na ons sterkpunte toe. Ons beweeg nou vinnig, maar dit is 'n hele kursus nie wat ons nou in kort tydjies nou gaan indruk. So ons wil ons persoonlikheid verstaan, tweeledig, want ons gaan onsself beter kan verstaan en dit wat ons sterkpunte baie keer bietjie misbruik, maar dit gee ons ook woorde om verklaringe te bou, wat ons oor onsself kan spreek, nê? So ons persoonlikheid is nie wie ons is nie. Nee, onthou, dit is nie wie ons is nie. Ons wil nie etikette en dinge aan onsself sit nie, maar dit is wel hoe ons omgaan met wie ons is. So, en dit is bemagtigend, as ons verstaan hoe ons bedraad is, nee, persoonlikheid is hoe ons bedraad is en hoe ons omgaan met onsself, dan kry ons mag oor ons optrede. Nou, ek hou daarvan om die 16 personalities toets te gebruik. Dit is gratis aanlyn, en dit gee jou dan watter sterkpunte jy natuurlijk voorkom en hoe jy dan ook sommige van daardie sterkpunte dalk kan oorgebruik. Soos byvoorbeeld, spontaniteit, is 'n gawe, is lieflik, is vrolik, maar as dit nie bestuur word nie, en ons kan dit oorgebruik in tye van druk, kan dit dalk tot impulsiewe besluite lei. Nie? So, daai 16 personalities toets is gratis aanlyn en jy kan dinge ontdek soos ek is 'n strategiese denker of ek is 'n empatiese verbinder. So, nou wil ek vir julle 'n taakie gee. Gaan soek dit aanlyn later vandag, doen die toets en dan skryf vir my 3 sterkpunte neer wat jy daar raak gesien het. En sê dit hardop vir jouself. Veral wanneer jy vasval of onseker voel. Byvoorbeeld, wanneer iets uitdagend is of 'n probleem is. Sê, ek is 'n strategiese denker, ek kan 'n uitweg vind. Eenvoudig, kragtig en doelgerig. Wow. 'n mond vol en dit maak my opgewonde vir die volgende 11 weke hierna, vir hierdie reis waarop ons gaan. Nou as hierdie jou nuuskierig maak, ek gesels met Mariaan van Zyl. Sy is 'n lewens- en 'n leierskap afrigter en jy kan meer van haar gaan leer en gaan lees oor hierdie kursus wat jy dalk in baie meer volledigheid self wil doen. switchontolife.com of jy kan haar volg op Instagram of by Facebook. Switch on to life. Dis Mariaan van Zyl. Sy kuier vir die volgende paar weke of maande by my in die ateljee en jy kan meer leer en meer doen om jouself heel te kry en doelgerig elke dag te lewe. Positive declarations, verklarings, dis wat ons vandag weggespring het. Sê gou weer waar kan mense daai aanlyn kursusse gaan doen? Hulle kan my kontak by www.switchontolife.com en dan die kursus is nog in my hande. So ek moet dit nog aan hulle verskaf. So dit is nog nie op 'n platform waar hulle dit net nou kan gaan gaan kry nie. Ja. Wonderlik. En die persoonlikheidstoets, wat is daai naam nou weer? 16 personalities. Ja. Wonderlik. So gaan vind bietjie uit wat is jou persoonlikheid. Ontdek 'n paar sterkpunte, 'n paar vaardighede. Vanaand moenie net scroll op Facebook of op Instagram nie. Gaan ontdek meer van jouself sodat jy meer doelgerig kan lewe. Dis Mariaan van Zyl met my op Leef Gesond. Hierdie gaan 'n wonderlike 12 weke wees. Dankie Mariaan. This is the reason I was made, my one and